ek vandag vir julle het sy ontstaan in 'n stukkie wat ek in 'n boek gelees het hierdie week. En daar het hierdie vrou geskryf, haar naam is Mary Oliver, en ek gaan quote wat sy geskryf het. Sy het geskryf, wanneer jy besef wat jou doelwit in die lewe is, begin met jou reis. Ek gaan dit weer herhaal. Wanneer jy besef wat jou doelwit in die lewe is, begin met jou reis. Nou, om 'n mens se doelwitte in die lewe te bereik, moet jy bereid wees om 'n reis aan te pak om daarby uit te kom. So wat sy sê is, dat jy nie die een kan hê sonder die ander nie. So as jy 'n doelwit in die lewe het, dan moet jy die reis aanpak om daai doelwit te bereik, anders sal jy dit nie bereik nie. Sy sê, en ek quote haar woorde, sy sê, that one's goal in life and one's life journey must complement each other, that one cannot achieve its fulfillment without the other. In other words, you cannot reach your goal unless you are willing to take the journey to get there. So many people have a goal in life and they want to pursue, they want it, but they don't want to take the journey to get there. And you won't get it unless you are prepared to take the journey to get there. Nou, ek gaan vir ons lees in Handelinge 9. Saulus, wat later Paulus geword het, hy het 'n doelwit in die lewe gehad. Hy het 'n goal gehad. Wat was sy goal? Sy goal was, sy doelwit was om die Christene te vervolg en hulle dood te maak. Dit was sy goal. En ons sien in Handelinge 9, kom ons gaan na Handelinge 9 toe, my skrifgedeelte uit Handelinge 9 vanaf vers 1. Maar Saulus, wat nog dreigend en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra om aan hom toestemming te gee om die Christene dood te maak. Dit sê die Bybel nie, maar dis waaroor die briewe gaan, om hom toestemming te gee. En aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En ons sien net in 'n stukkie verder, in Handelinge 8 vers 1, toe Stefanus doodgegooi is met klippe, omdat hy Jesus Christus verkondig het as die weg, die waarheid en die lewe. En Saulus het ook Stefanus se vermoording goedgekeur. En daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem gekom. En almal is verstrooi oor die streke, vanweë die doelwit, die goal wat Paulus gehad het. Ek gaan hulle almal doodmaak. Ek gaan hulle almal uitroei. Hy het 'n doelwit gehad en hy het besluit, hy gaan die reis vat. Hy het briewe gekry. Hy het in sy, wat ook al geklim, sy donkie, sy perd, wat ook al hulle daai tyd gebruik het. En hy het gegaan om te pursue die doelwit wat hy het. Hy het dit aangepak. Sou hy enige iemand kon vermoor as hy besluit het, hy gaan net daar bly in
Jerusalem? Nee, hy het briewe gekry, sodat hy toestemming kan kry. Maar wat het gebeur? Lees ons in Handelinge 9, vers 3. En toe hy op reis was, ek wil weer herhaal, wanneer jy besef wat jou doelwit in die lewe is, begin jou reis. Toe hy op reis was, om sy doelwit te gaan uitleef, wat gebeur? Naby Damaskus kom hy toe, skielik omstraal daar 'n lig van die hemel af hom, en hy val op die grond neer, en hy hoor die stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Vers 5. En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord hom en sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? Jy sien van hierdie oomblik af, op hierdie oomblik het sy doelwit verander. Sy goal het verander. Jesus het dit laat verander. Hy het aan hom verskyn. En hy het dit verander. Nou daar is 'n algemene doelwit wat elke mens op hierdie aarde moet aanpak. Dis 'n algemene, a general goal in life. Every single person on earth should have this general goal in life. 'n Doelwit wat jy aanpak. Vers 6 sê, en terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? Die algemene, general goal in life, algemene doelwit in die lewe, is dat elke mens by die plek moet kom waar hulle die lig sien, Jesus Christus, as hulle verlosser, en dat hulle in bewing tot redding moet kom, en dan moet hulle die Here vra, Here, wat wil u hê moet ek doen? In Handelinge 2, nadat Petrus vir die mense gepreek het, op Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort is, en hulle ontvang die tale op Pinksterdag, staan Petrus op, en hy preek vir die mense daar buite, en hy sê, julle moet die lig ontdek, julle moet Jesus Christus ontdek, julle moet hom vind, en toe hulle diep in hulle harte getref is, en gereageer het op sy boodskap, wat het hulle gevra? Wat moet ons doen? Net soos wat Paulus hier vra, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die mense gevra, wat moet ons doen? Vir Saul het Jesus gesê en geantwoord, staan op en gaan na die stad, en dit sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die algemene doelwit vir elke mens. Baie mense vra, wat is die doel van die lewe? Weet jy wat is die algemene doel vir elke mens? Is dat hulle Jesus Christus, die lig, as hulle verlosser sal ontdek. En dan, as hulle in hulle hart diep getref is en besef hulle het hom nie, hulle het hom nodig, dan moet hulle vra, wat moet ons doen om hom te kry? Wat moet ons doen om hom ons verlosser te maak? Wat moet ons doen dat ons by God kan uitkom? Want hy is die enigste weg en waarheid tot God. Niemand kom na die Vader, niemand gaan hemel toe behalwe deur Jesus Christus ons verlosser.
So in Handelinge 2 vers 40 sê Paulus, die algemene doel vir elke mens, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Want in elke geslag is daar 'n wêreld wat verkeerd dink en doen en optree. Be saved from a perverse, a twisted, distorted, crooked world in which we live. 'n verdraaide, verwronge geslag. Dit is die algemene doelwit van elke mens. En jy moet onthou, as jy die doelwit het, moet jy die reis aanpak om die doelwit te verkry. Daar is 'n reis wat jy moet aanpak om hierdie doelwit te verkry, om redding te verkry. En Paulus gee dit vir ons in Handelinge 2 vers 38. Hy sê, wat is die reis wat jy moet loop? Hy sê in Handelinge, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Nou bekering is sondebelydenis. Daar moet 'n dag en 'n tyd in jou lewe gekom het, wat jy soos Paulus by Damaskus, hy was nog op pad om die Christene te vervolg, maar skielik het hy die lig Jesus Christus gesien en ontdek, en Christus het met hom gepraat en gesê, waarom vervolg jy my? Waarom neem jy my nie aan nie? Wat het hy gedoen? 360 turn gemaak en omgedraai en 'n nuwe pad gestap. Bekeer jou. Jy was op pad. Jy het gedoen wat die wêreld doen. Is 'n 360 omkeer en jy doen nie meer wat die wêreld doen nie. Jy dink nie meer soos hulle nie. Jy tree nie op soos hulle nie. Want jy het die lig waarlik gesien. Maar jy sien, vandag sien mense nie waarlik hier lig nie. Hulle neem nie waarlik hier is Jesus Christus as hulle verlosser aan nie. En daarom continue hulle op hierdie pad wat soontoe lei. En hulle draai nooit om na die pad wat God vir hulle het nie. Die algemene doelwit wat God vir elke mens op hierdie aarde het. In Handelinge 2 vers 42 sê hy, en hulle het volhard. So as jy nou daar uitgekom het, dan moet jy volhard. Hulle het volhard in wat? Die leer van die apostels, dit wat hulle geleer is in die woord van God, daarin het hulle volhard. Ons kan nie die woord van God compromise om by ons aan te pas nie. Ons moet by God aanpas. Vandag wil almal hê dat die wêreld wil hê dat ons moet by hulle aanpas. Hulle wil nie by God se woord aanpas nie. Hy sê, en hulle het volhard in die leer van die apostel en in gemeenskap, which is fellowship with one another, which includes caring about one another, helping one another, and in breaking of bread and in prayers. They continued steadfastly. En dit is die algemene doel. Maar dan is daar 'n persoonlike doelwit vir elke mens. Elke persoon wat tot Christus gekom het 'n persoonlike doelwit en reis wat hy as individu moet aanpak. En weer eens, as jy 'n doelwit persoonlik het, en jy is nie bereid om die reis te loop nie, gaan jy nie die doelwit bereik nie. Want die twee gaan hand aan hand. As jy 'n persoonlike doelwit het, dan moet jy die pad stap om die doelwit te bereik. Ek glo dat elke persoon wat tot bekering gekom het, behoort hierdie vraag te vra. Here, wat wil U hê moet ek doen? Want as jy tot bekering
jy 'n diensknegt van die Almagtige God. En elke diensknegt het 'n werk om te doen. En jy moet, as 'n geredde kind van God, as 'n diensknegt van die Here, moet jy vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? En ons sien in Matteus 25 vers 14, ek gaan dit vir julle lees, want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan, en sy diensknegte roep, en aan hulle besittings toe vertrou. Nou ons weet die hele verhaal, ek gaan dit nie lees nie, gaan te lank vat, van die talente. Vir een het hy 5 gegee, vir een 4, 3, 2, 1. Hy het verskillende talente gegee, en hy het gesê, ek gaan weg, maar hier is die talente wat ek julle gegee het. En hy het dit uitgedeel, en hy het gesê dat hierdie diensknegte daarmee moet werk. En die wat hulle talente gebruik het, en daarin gegroei het, want wat het gebeur? Die een wat 5 het not 5, het dit laat groei. En het het meer geword. En nou sê hy, die wat dit laat groei het, en dit het vermeerder, aan hulle het die Heer gesê, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Maar Paulus sê ook, in hierdie gedeelte sien ons dat daar een was wat 1 talent gekry het. Hy het dit nie ontwikkel nie, hy het dit nie laat groei nie. En wat sien ons het gebeur met hom? Ons gaan nou verder kyk daarna. Paulus sê dat sy persoonlike doelwit was, nadat hy eers 'n verkeerde persoonlike doelwit gehad het sy persoonlike doelwit verander, dat hy nou die evangelie van Jesus Christus verkondig aan die heidene. Dit was sy persoonlike doelwit, om die evangelie van Jesus Christus te verkondig aan die heidene. Nou Filippense 3 vers 14 sê, Paulus sê, hy strek hom uit na wat voor is, en jaag na die doel, the goal, die hoë roeping wat hy van God en Jesus Christus ontvang het. Hoekom strek hy hom uit na die doel, na die roeping om te gaan die evangelie verkondig aan die heidene, om die prys te verkry. Hy sê hy doen dit om die prys te verkry, wat daar in Christus Jesus vir hom wag. Ons sien in Jesus se verhaal van die talente, dat God nie vir almal dieselfde level van verantwoordelikheid gee nie. Party gee hy 5, party gee hy 4, party gee hy 3, 2, 1. Ons het nie dieselfde ding waarvoor God ons, wat moet ek vir u doen, Here, gegee het nie. Hy gee vir verskillende mense verskillende verantwoordelikheid. Maar of jy nou min gekry het en of jy nou baie het om te doen, God wil sien dat jou talent wat hy jou gegee het, gebruik moet word tot sy eer en uitbreiding van sy koninkryk. Dit moet baie sleg wees, eendag, om voor die Here te staan, en hy sê vir jou slegte en lui diensknegt, want dis wat daai gedeelte sê, van die een wat net 1 talent het. En hy sê, omdat ek bang was, het ek die 1 talent begrawe en weggesteek. En wat het Jesus vir hom gesê? Of wat het die Heer vir hom gesê? Jou slegte en luie diensknegt.
En op die einde van daai gedeelte sê hy, en werk die nuttelose diensknegt uit in die buitenste duisternis. Wow, dis kras woorde. Sjoe, dis hard. Vers 25 sê die diensknegt, omdat ek bang was, het ek gegaan en die talent in die grond weggesteek. Mense het verskillende redes waarom hulle nie doen wat wil die Here hê jy moet doen. Want dan elke diensknegt is daar iets gegee. Nie noodwendig 5 nie, is dalk net 1. Ons moet versigtig wees dat die persoonlike doelwitte in ons lewe nie wêreldse doelwitte raak nie. Of dat die wêreldse doelwitte, ons doelwit wat God ons voor geroep het, ons van uitvat uit dit uit wat God ons voor geroep het. Party mense het 'n gejaag na geld, 'n gejaag na eer, 'n gejaag na wêreldse besittings, 'n gejaag na wêreldse plesier. Al hierdie dinge word so 'n doelwit in hulle lewe, dat jy as diensknegt gered, as jy dan gered is, glad nie meer 'n doelwit het vir die Here om die talente wat hy jou gegee het vir sy eer en vir sy koninkryk te gebruik nie. Maar die doelwitte van die wêreld het vir jou meer belangriker geword. Geld, eer, besittings, plesier het vir jou meer belangriker geword. As 'n diensknegt van Jesus Christus, wat is jou doelwit in die lewe? En watter reis pak jy aan om jou doelwit te verkry? Wanneer dit kom by die werk van die Here, dan hoor ek gereeld, ek het nie tyd nie. Ek is so besig. Daar's nie tyd nie. Maar wanneer dit kom by werk vir geld, werk vir eer, werk vir wêreldse besittings, plesier, dan kan ons party hou tot laat in die nag. Maar wanneer dit kom by God se werk, dan sê mense, maar ek het nie tyd nie. Dan kan hulle baie verskonings maak. Maar ek sê vir julle vandag, as kinders en diensknegte van God, jy gaan voor die Here staan en ek gaan vra my diensknegt, wat het jy met daai 1 talent gemaak wat ek jou gegee het? Paulus sê, ek weet my beloning wag vir my in die hemel. Jy sien, dis maklik om op die aarde, want nou sien jy die geld, jy sien die eer, jy sien die mooi besittings, jy geniet die lekker partytjies. Maar as jy vir God werk, dan sien jy dit nie nou dadelik nie. Want jou reward, jou prys wag vir jou in die hemel. And what the reward that will be. Miskien is dit omdat baie nie die beloning nou sien nie, wat hulle nie bereid is om die reis, om die doelwit in Christus Jesus as diensknegt aan te pak nie. Paulus sê, ek strek my uit na die doel en ek volhard daarin om die prys te verkry. Om jou Bybel te lees en om te bid is om jouself te versterk. Om kerk by te woon is om jouself op te bou. Dit het niks met dienswerk vir God te doen nie. So as jy nou vanoggend gedink, ek is daarom elke Sondag in die kerk, sorry hoor, dit het niks met dienswerk vir God te doen nie. Miskien is dit tyd dat baie van ons weer vra, Here, wat wil U hê moet ek doen?
Dis nooit te oud om daai vraag te vra. En miskien het jy al baie vir die Here gedoen en die Here sê nou vir jou, okay, ek sit jou in 'n rus. Want jy weet jy het baie vir die Here. En nou sit hy jou in 'n rus, maar het hy jou in daai rus gesit? Of het jy jouself daar gesit? Ons moet oppas en ons moet waaksaam wees dat die wêreld se verantwoordelikhede en die wêreld se begeertes jou nie van God se persoonlike doelwit vir jou lewe wegvat of in jou pad kom. Soms moet jy sê, nee, sorry, ek kan dit nie doen nie, dit vat my uit die doelwit van God wat hy vir my het. Hel is swaar om nou nee te sê vir daai geld of vir daai plesier, maar weet jy wat, dit vat my uit die doelwit wat God vir my lewe het. Die persoonlike doelwit. Ons moet ook nie dat mense se gevoelens en wat mense dink ons lewe moet wees en waarheen ons op pad moet gaan, ons beïnvloed om te doen wat God se doelwit vir ons lewe vorentoe is. Ons kan ons maklik laat ompraat deur mense. Ook mense kan 'n gat in jou kop praat. Hey? Wie van julle het al 'n besluit geneem en dan kom sê mense vir jou, nee man, doen dit so en dan verander jy jou besluit. Ek dink ons almal kan ons hande opsteek. Verseker het ek al 'n paar keer daai fout gemaak. Dan weet ek in my hart eintlik, maar hulle praat so teen dit, dat ek hulle naderhand glo. Soms moet jy vir mense sê, bly jy stil, eintlik weet jy eintlik niks van my lewe af nie. Eintlik weet jy nou nie eintlik wat in my lewe aangaan. Jy dink jy weet, maar eintlik weet jy nie. Dit klink ongeskik. Maar jy weet, jy kry mos daai mense wat aanhou. Dat jy nou maar naderhand ongeskik moet raak. Soos 'n bedelaar wat aanhou, en dan moet jy nou naderhand ongeskik raak, en jy wil nie, want jy's 'n kind van die Here, en jy moet sag en nice wees. Pas op wat mense in jou gat in jou kop praat, en jou van die doelwit, van jou persoonlike doelwit, wat die Here vir jou lewe het nie. Ek wil nog 'n gedeelte mee afsluit in Eksodus. Tweede boek in die Bybel. Eksodus 40. Vers 34. Net voor ek dit lees, wil ek, terwyl julle dit soek, nog. God, Jesus Christus is die hoof. En elkeen van ons is 'n deel van sy liggaam. Nou ek het een aand toe slaap ek. Nou ek is geneig as ek onrustig slaap of daar's 'n liggie wat my pla. Maar nou moet geen liggies in die kamer wees as ek slaap nie. En jy weet mos daai liggie van die alarm by die deur, het mos so liggie. O, dan begin as ek wakker word en my oog vang daai liggie, dan irriteer hy my vreeslik. Dan is ek geneig om dit te doen. Ek probeer die lig en alles uit my oë uit en dan lê ek so. Dan lê ek baie keer, gaan my arm om my en eendag lê ek so in slaap met my arm so. En somehow het ek die bloedsomloop toegedruk. Sodat die bloed nie hier by my skouer het ek hom toegedruk. So toe die bloed nie deur my arm gevloei nie. Toe word ek wakker. Dus hierdie arm van my soos 'n stuk dooie ding. Ek kan hom glad nie beweeg nie.
want die bloedsomloop het ek dood gedruk. So die bloed kon nie deurvloei nie. Want dis die bloed wat maak dat jy jou arm kan oplig. En hy is so swaar, en ek kan hom nie oplig nie. Ek dacht, hel, my arm is daarmee heen. Nou vat ek hierdie hand wat nou nog bloed in hom het. Nou besluit ek, hierdie hand moet nou hierdie arm op 'n manier net probeer reguit kry dat die bloed weer kan deurvloei. Nou het ek hom met 'n gesukkel, maar ek kan nie glo hoe swaar is 'n liggaamsdeel van 'n mens as die bloed nie meer daar deurvloei nie. Die bloed maak hom lig. Sodra die bloed uit is hy swaar. Nou vat ek hom so, net ek hom nader met 'n gesukkel, so, nou het ek hom nou lei daar op langs my op die bed, en bloed kom net terug, nou voel ek hoe die bloed begin in my arm ingaan. Hy maak my so needles en pins staan, het jy dit al gevoel? Nou voel ek hoe die bloed so in my arm ingaan. En toe kan ek begin om my arm te gebruik. Toe kan ek begin om iets met hom te doen. Laat ek nou vir julle vandag vertel. Jesus is die hoof, en elkeen van julle is 'n liggaamsdeel. En as die bloed van Jesus Christus dan deur jou vloei, dan moet hy bruikbaar wees. Dis nie 'n dooie stuk lint wat daar lê, en jy is net sit hier, en jy is glad nie bruikbaar nie, jy doen niks nie, want jy is 'n dooie stuk lint, daar's geen bloed van Jesus in jou nie. Maar as die bloed van Jesus Christus in jou is, dan vra jy, wat wil julle hê moet ek doen? Is daar nie iets wat ek kan doen nie? Kan ek nie gou die kerk oopsluit nie? Kan ek? Ag, Joy, jy hoef nie die week die kerk skoon te maak nie, ek sal hom kom skoonmaak. Maak nie saak hoe gering of klein goedjies jy vir die Here doen nie, hy sien dit raak. Ek wil afsluit met Exodus 40. Vers 34. Julle weet, dit is toe die volk getrek het in die woestyn, toe hulle uit Egipte na die beloofde land, en hulle is in die woestyn. Nou sê hy, toe het die wolk die tent van samekoms oordek. En die heerlikheid van die Here het die tabernakel gevul. Sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van die Here die tabernakel vervul het. En as die wolk van die tabernakel opgetrek het die kinders van Israel elke keer weggetrek op al hulle togte. Maar as die wolk nie opgetrek het nie, dan trek hulle nie weg nie, totdat dit weer optrek. Want die wolk van die Here was bedags op die tabernakel en die vuur wat snags daarin, voor die oë van die hele volk van Israel, sodat hulle net getrek het waar die wolk hulle vat. Dan kom 'n tyd, die Here het my hier gesit, ek weet, daar gaan 'n tyd kom, waar die wolk gaan wegtrek en ek moet saamtrek, ek weet dit. Ek het dit van die begin af geweet, toe ek hierdie gemeente oorgevat het, of toe dit aan my gegee is. Dat daar 'n dag gaan kom, waar die wolk gaan trek, en ek saam met hom trek. En ek gee nie om hoe klein en min mense is nie, want as die Here my met julle kan vertrou het, kan hy my met groter dinge ook vertrou, wat hy ook al moet doen. En daarom wil ek aansluit vanoggend by Kobie. Die wolk van God is wat sy nalewe volg. En soms moet ons 'n kelletjie uitgooi, as ons onseker is, dat die Here net sekerheid in ons hart kan sit. Maar die wolk van God is waarheen sy gaan en wat sy doen. En ek gaan nou oorgee aan haar, sy gaan ons verlaat,
Want die wolk van die Here het vir haar 'n nuwe pad gewys vorentoe. Maar ek wil nie hê julle moet die kern van my boodskap vanoggend mis nie. Jy's 'n diensknegt. Jy moet een of ander werk vir die Here doen. Jou persoonlike doelwit, jaag dit na. Ek het 'n persoonlike doelwit vir die Here. En weet jy wat, dit is moeilik, is swaar, mense kyk na jou, hulle sê, ag, daar sal niks van kom nie, maar ek moet my volhard en standvastig bly in my persoonlike doelwit. Bly standvastig, en as jy 'n ander persoonlike doelwit vir jou lewe het, wil ek vir jou vanoggend sê, niks sal gebeur voor jy die reis nie aanpak nie. Maak jou planne, pak die reis aan, dat jy die doelwit kan behaal. Dankie, Kobie, wil jy dit sê?